Hallo julle en baie welkom by vanaand se kinderpinksterreeks. Ons gaan vanaand gesels oor die Heilige Gees wat ons 'n nuwe mens maak, wat ons help om meer en meer soos Jesus te kan leef. Sakkie en Blinkie het alweer 'n storie om te vertel vir ons. Kom ons luister wat sê hulle. Hallo maatjies, hoe gaan dit met julle? Maar kry koud vandag. Boe. Kry julle ook so koud? Ag, dis so lekker om vandag weer hier by julle te kuier. Ek het hierdie week so baie saam met julle geniet. Maar nou is daar 'n groot probleem julle. Ek is so bang ek doen iets verkeerd en daarom wil ek die hele tyd 'n Bybel by my dra. As ek 'n Bybel by my dra, sal ek altyd die regte ding doen. Wag. Kom ek gaan haal my Bybel. Hier is dit nou, my Bybel. Dit gaan my help om altyd die regte ding te doen. Wat dink julle? Dink julle hierdie Bybel van my gaan leer om altyd die regte ding te doen? Maar o aarde, is dit nou 'n groot probleem. As ek my Bybel die hele tyd moet ronddra, is my hande vol. Ek weet nie hoe ek iemand sal kan help nie. Jette. Hallo Blinkie. Hallo Sakkie, hallo. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, kry net 'n bietjie koud. Ja, maar dis ons winter en as dit Pinkster is dit altyd koud want is in die wintertyd. Maar Blinkie, ek het gesien Tannie Wilna daar by die klerewinkel. Ja? Sy het altyd pakkies wat sy ronddra en ek het toe gesê ek sal haar enige tyd gaan help dra en nog iemand kry om te help. Sal jy asseblief kom help, Blinkie? Jy is so oulik. Natuurlik sal ek kom. Hier kom ek. God. Julle, ek kom. Julle, hierdie Bybel is so swaar. Jene, ek wil regtig gaan help, maar nou is my hande ook vol. Wat gaan ek doen? Moet ek die Bybel neersit om haar te help? Nee, dan gaan ek die verkeerde ding doen. Jene, nou is so swaar. Ek weet nie wat om te doen nie. Blinkie, waar's jy? Ek tog, jy het gesê jy gaan kom help. Kom help my, ek wag vir jou. Maar ek is jammer, Sakkie. Jy sien, ek kan nie vinnig genoeg beweeg nie, want ek moet hierdie groot Bybel van my oral saam met my dra, dat ek die regte ding kan doen. Maar ek verstaan nie, hoekom moet jy die Bybel dan oral saam met jou dra? Sakkie, ek sê mos, ek wil probeer om die regte ding te doen. En as ek my Bybel by my dra, dan weet ek wat is die regte ding om te doen, want die Bybel sê vir mens wat is die regte ding om te doen. Okay, nou verstaan ek, maar ek het 'n plan. Nou kom ons maak die Bybel aan jou arm vas, dan is jou hande mos nou los, dan kan jy mos nou ander goeders ook doen. Is dit 'n slim plan? Yes, dis die slimste plan. Kom ons gaan probeer dit. Okay, ek het 'n idee. Wat van kom ons kyk, wat het ons hierso? Wat van bietjie sellotape? Gaan dit werk? Okay, kom ons gaan soek. Kom. Hierso, ja, sit dit so oor. Okay. Gaan dit werk? Gats. Mooitjies, die Bybel is te swaar vir die sellotape. Nee. Nee, ek dink ook nie. Ek dink ook die Bybel is te swaar. Wat dink jy van ons kan dalk spykers gebruik? Dan kap ons dit vas met 'n spyker in jou arm in. Spykers? Ja, spykers. Is lekker sterk. Nee. 'n Spyker gaan nie bly vir spykers nie. Dit gaan werk, Blinkie. Nee. Ag, maar dalk nie dan 'n spyker nie. Dit gaan miskien bietjie seer wees, nê? Nee. Asseblief nie spykers nie. Okay. Nee.
Hierdie is my heel laaste idee. Heel laaste idee. Wat se idee is dit, Sakkie? Wag, jy sal sien. Ek dink wat die heel beste gaan werk is 'n stapler. Ja. Ons vat 'n stapler en dan stapel ons dit vas aan jou arm en dan kan jy lekker maklik met die Bybel rondloop en dan is jou hande oop en dan kan jy goedjies saam met my doen. Wag net eers 'n bietjie, kom ons vra net vir die maatjies of dink hulle dit gaan werk om 'n Ja stapel. man, dit gaan werk. Die maatjies gaan saamstem. Nee, die Bybel is te swaar, Sakkie. Maar as jy die Bybel vashou, kan jy in elk geval nie die regte ding doen nie, want jou hande is te vol om dit te doen. Ek het nog nie so daaroor gedink nie. Dis so baie waar wat jy sê, Sakkie. Ja, ek kry dit nie altyd reg nie, maar ek bid en vra vir Jesus om my te help. En dan vra ek die Heilige Gees om my te lei, want wanneer ek weet hy lei my en hy help my om die regte goed te doen, dan weet ek dat ek net vir hom kan vra of iets reg en of iets verkeerd is. Ek hoef nie 'n Bybel by my te hê nie. Wow, so jou hande is nooit te vol om ander mense te help nie. Nee, want hoe kan ek dan in elk geval mense help? Ek kort my hande om ander mense te help. Dis so baie waar. As ek my Bybel vashou, kan ek niemand help nie. Ek moenie bang wees om iets reg te doen nie, want Jesus is mos altyd by my. Ek het nie nodig om heeltyd die Bybel te dra nie, hy's binne in my. Dis reg, hy is altyd by ons en dis hoekom ons altyd sy liefde met ander moet deel. Nou verstaan ek. Kom ek sit my Bybel neer, sodat my hande oop kan wees, en dan kan ons klomp mense gaan help. Wat sê jy, Sakkie? Ja, ons gaan help klomp mense vandag. Ek stem saam. Kom ons sit die Bybel neer en dan gaan help ons 'n klomp mense. Is jy gereed? Yes, kom ons gaan soek mense om te help. Okay, Bye-bye, dag babe. julle. Bye maat. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Wees altyd bereid om te deel oor die hoop wat hier binne jou leef, oor die liefde en lewe in Jesus, oor die werk van die Heilige Gees. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Wees altyd bereid om te deel oor die hoop wat hier binne jou leef, oor die liefde en lewe in Jesus, oor die werk van die Heilige Gees. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Moenie bang
wees nie. Hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie. Hy sal jou gebruik. Ek wonder wie van julle hou almal van reëls. Ek dink nie daar is baie van ons wat regtig van reëls hou nie, nee. Veral nie as 'n mens kinders is nie, want jy wil eintlik maar gaan speel en jy wil gaan eintlik gaan doen wat jy wil. Die meeste groot mense verander ook nie regtig nie. Maar ons het reëls, nee. By die skool het jy reëls, veral nou met COVID, jy moet jou hande sanitiseer as jy by die hekkie instap. Jou temperatuur moet gemeet word. En in die klas moet jy heeltyd jou masker aan hê, en jou kleredrag, jy moet op 'n sekere dag moet jy jou baadjie aan hê en jou dasse en 'n ander dag kan jy nou weer jou sportklere dra. Hoe jy lyk, jou hare, jou hare moet reg wees, die dogtertjies se oorbelletjies moet op 'n sekere manier lyk en al daai goeters. By die huis het jy weer 'n klomp reëls van hoe jy moet jou bed moet opmaak en moet die hond kos gee en miskien het jy ander skorrelgoed wat jy moet was of jy moet miskien die blare ophark of in die tuin gaan werk, klomp reëls. Want jy het geweet dat Jesus eintlik ook vir ons 'n stel reëls gee. En ons het die 10 gebooie en dis goed wat die Here vir ons gee, maar reëls is eintlik ook goed vir ons lewens. Ons gaan nou 'n stukkie lees uit Galasiërs 5, wat gaan oor die vrug van die Heilige Gees. Het julle al 'n lemoen oopgemaak, nê? En daai lemoen het eintlik mos 'n klomp skywe, 'n klomp stukkies wat in die lemoen is. En die Heilige Gees, die vrug van die Heilige Gees is amper soos daai skywe van daai stuk lemoen. En dit is hoe ons lewe moet lyk wanneer ons Jesus se kinders is. En so eintlik is dit reëls wat ons moet volg, maar eintlik is dit nie reëls wat ons volg nie, maar ons volg vir Jesus. En wanneer ons vir Jesus volg en doen soos wat hy vra, dan gaan ons lewe lyk soos hierdie stukkies van hierdie lemoen wat ons nou gaan lees hier in Galasiërs 5. So kom ons lees dit saam, vers 16. Daar staan: "Julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer. Laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink en doen en sê, dan sal die sonde julle nooit onderkry nie. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees, maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. As julle lewe deur die Heilige Gees beheer word, hoef julle nie meer al die reëls en voorskrifte van die wet te gehoorsaam nie. Maar hoor wat staan hier in vers 19. 'n Mens kan duidelik sien watter mense gekies het om deur hulle sondige begeertes oorheers te word. Hulle doen nie mee aan die verskriklike sondes nie. Hulle lewe is vol onreinheid en goddeloosheid. Hulle aanbid 'n spul dooie afgode en hulle besig met 'n klomp ander goeters. Selfsug en hulle is aggressief en besig om te stry en allerlei slegte dinge te doen. En dan waarsku Paulus hulle, en dan sê hy,
aan die ander kant kan 'n mens duidelik sien watter mense se lewe deur die Heilige Gees beheer word. Net soos 'n boom wat 'n baie goeie vrug oplewer, soos 'n lemoen, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. Daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hoogtyd in hulle lewe vier nie. Nou maats, julle ken die speletjie Simon Says, nee. Alles wat Simon sê, moet jy dan doen, en wat hy nie sê nie, moet jy nie doen nie, nee. Maar wat ons hierso lees, is dat die Heilige Gees ons help om te doen wat Jesus sê. Die Heilige Gees help ons om te leef soos wat Jesus geleef het. En dis wat die Heilige Gees se werk is. Wanneer ons in Jesus se voetspore stap en wanneer ons meer soos Jesus wil wees, dan gaan ons lewe lyk soos wat ons hier gelees het van. Verdraagsaamheid vir mense, om ander mense om te gee, om vir my maatjies om te gee, om altyd die beste ook vir hulle te soek. Maar nou is die een groot ding wat in die pad staan, is onsself, is ek. Ek wil dinge so doen, ek wil dit hê, ek wil dat hê. Ons dink die hele tyd eintlik net aan onsself. En dis wat Paulus hierso sê. Paulus sê, as ons so dink, dan kan die Heilige Gees nie in ons werk nie. Ons moet die Heilige Gees toelaat om sy liefde in ons lewe in te bring, sodat ons al daai stukkies van die lemoen, al daai skyfies van die lemoen, moet ons dan kan uitgee en kan uitdeel aan ander mense. Maar as ons heeltyd aan onsself dink, hele dag gaan ons dit nie reg kry nie. So kom ons bid en kom ons vra dat die Heilige Gees ons sal help om nie te doen wat vir ons belangrik is nie, maar om eerder te doen wat vir God belangrik is en wat vir ander mense gaan help. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat ons kan weet dat u Gees is soos 'n lemoen met 'n klomp skyfies in. Here, en daai skyfies kan eintlik net in ons lewe wees wanneer ons aan onsself sterf, wat onder ons sê, maar ek is nie meer die belangrikste in my lewe nie, maar u is die belangrikste. Ons wil kom bid, Here, dat u Gees vir ons sal help om vir ander mense te gaan lief wees. Here, om mekaar te kan vergewe. Here, om vir mekaar te kan help wanneer dit swaar gaan. Here, om te kan wees en te kan leef soos wat Jesus geleef het. Ons wil kom bid, Here, vir daardie krag van die Gees wat ons help om in u voetspore te kan stap. Wil u met elke gesin, met elke kind, Here, wil u vir hulle van kleins af ook leer, Here, dat dit beter is om aan u gehoorsaam te wees, as om net na onsself te wil kyk en net te doen wat vir ons belangrik is, maar dat dit beter is om te doen soos wat vir u belangrik is. Dankie dat ons kan bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons sien julle Sondag vir nog 'n tekkiesdiens. Julle is welkom om by die erediens ook in te skakel. Ons hoop jy het 'n lekker naweek ook wat voor lê. Sien jou Sondag.